Goeiedag en baie welkom by Dr. Douw Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Sondag 7 Desember is ons dankfees en ons gaan weer potjie kos verkoop. As jy 'n potjie wil maak, kontak vir Rianel. Hierdie jaar se Santa Shoebox bedien ons 2 kinderhuise, Heaven's Nest en St. Mary's Home of Hope. As jy graag 'n kind hierdie jaar wil kom bederf, kom trek 'n naam en skryf jou naam langs die kind se naam neer, sodat ons weet hierdie kind gaan 'n bederfie kry hierdie Kersfees. Hoe hierdie werk is, jy gaan hierdie naam van die kind huis toe vat. Jy gaan geskenkies gaan koop vir hierdie kind en in 'n boks pak en mooi oortrek soos wat jy enige ander Kersgeskenk gaan oortrek. Bring asseblief hierdie geskenke voor die 30ste November terug na ons toe. Hierdie jaar wil ons ook graag die personeel van die kinderhuise bedien. Ons het 2 kinderhuise, so jy kan kies by watse kinderhuis se personeel jy graag ietsie wil bydra. Dankie vir elkeen van julle wat dit moontlik gemaak om 'n kind te bederf hierdie Kersfees. Ons is nog steeds besig met ons reeks Shoot Your Shot. Ons sluit die reeks af volgende week Vrydag 6uur hier by die kerk. So maak seker jy kom en bring jou vriende saam. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks Wat is jou kryptonite? Die reeks handel oor ons geestelike swakpunte. So maak seker tieners, julle is hierso. Julle wil hierdie reeks nie misloop nie. Welkom by Dr. Douw Kids. Vandag gaan ons vir die kinders wys hoe Jesus water in wyn verander het. As jou kind nog hier binne is, stuur hulle agtertoe. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie.
So, ek wil vanoggend jou gesels, hoekom ek praat van die potjie, gaan sien, dit is nogal daar op die tafel ook, is nogal die preek ook. So, geïntegreerde lewe. Eintlik, ons praat oor generosity, vrygewigheid, nee? Nou vrygewig is nou daar, as jy nou iemand nooi, nou vir 'n potjie by jou huis, ons raak nou almal lekker honger, nee? Maar as jy iemand nou nooi, en jy maak jou opgewonde, ons gaan, kom eet by ons 'n pot, nee? En jy nooi my nou, en ons kom dan aan julle huis toe, en ons opgewonde, jy vertel al 3 weke van hierdie potjie, en ek kom daar en ek maak hy deksel oop, en ek sien hier onder lê so bietjie ietsie. Jo, dan is dit maar moeilik, nee? Dan is dit soos in pap en tik, nee? Jy vat maar die pap en jy tik het maar aan die pot, en jy eet maar so, maar jy kan nie inskep nie, maar daar's te min. Nou dit is as jy nie vrygewig is nie, nee, maar as jy vrygewig is, jy maak hy pot oop, en hy pot is vol, kyk, dan is dit soos in, wow, dan skep jy, en jy is nie bang om te skep nie, en dis amper 'n lewensmanier van hoe ons leef, vrygewig of nie, so ek praat 'n bietjie daarvan, maar die tema kom by geïntegreerde lewe, want baie keer wat ons doen, as jy nasionaal voorheen by ons was, en by ons gekuier het, sal jy weet, ons praat nogal baie oor hierdie gedagte van, dat jou Sondag geloof moet spoel na jou werksweek toe, nee. Ons kan nie leef, Sondag is ons vol, die pot is vol, en Maandag is hy dolleeg nie. Ons kan nie so leef nie, verstaan jy? Jy kan nie leef met hierdie verwagting, dat, ons kan nie 'n lewe leef, maar ons het Sondag geloof, en ons het die week nie geloof nie. Ons vat dit saam, dis een prentjie, dis 'n geïntegreerde lewe, daar's, nou, partykeer, ek besef dit is so, wil ons partykeer die plekke een kant toe vat, maar eintlik as jy dit vat, dit wat ek Sondag beleef, moet ek ergens na my week toe vat, ek skryf daar van jou area, soos na jou gesin toe, of jou werksplek, of jou sport, of jou stad, en maar wanneer ons van vrygewigheid praat, partykeer, as ons kom by vrygewigheid, dan is dit so half, ons sien 2 potte, en dis wat ons doen, die een pot is, waarmee ons mense kan mee dien, dis ons diensbaarheid, nee? Dat ek net daai saam bly. So, dis daai vrywilligheidswerk, daai mentorskap, daai wat jy vir iemand iets gee, ons wil dit partykeer in 'n aparte pot sit, en in die ander pot wil ons die finansiële prentjie of die gee prentjie sit, waar jy vir iemand iets fisies gee, en sê, so ek skei die twee, en eintlik kan ons nie, want die oomblik as ons dit begin doen, dan is dit asof ons weer terug na die belewenis toe van, ek het 'n Sondag belewenis en 'n werksweek, so, Sondag word ek vol geloof, in die werk moet ek suffer met my finansies en probeer uitkom, of met my tyd, of met wat ook al, nee. Maar eintlik wat die woord vanmôre vir ons gewys is, dis een lewe wat geïntegreerd is, en al die ingredients is saam, en is saam in een pot gesit, en uit dit is dit waarmee ons mense kan bedien en vrygewig mee kan wees, om dit nie te skei nie. Ek skryf daar, dis God se ontwerp, is nie 2 potte nie, maar geïntegreerde lewe. Die dien en die gee, is uitdrukkings van dieselfde roeping. Jy kan nie die 2 skei nie. En ek weet ons doen dit partykeer. Ek weet, jy kom op daai punt wat jy sê, kom ons wees gou eerlik, waar jy vir jouself sê, goed, my werk en my geld is die kant, dis nou myne, en dan dit wat oor is die kant, dit sal ek vir mense probeer gee, nice wees en alles, maar eintlik is dit alles een, en jy gaan sien, dis wat Paulus met 'n gemeente kom praat daar in Korinthe, wat hy vir hulle kom sê, so die prentjie is eintlik dit, 'n geïntegreerde lewe, geïntegreerde vloei van God se heerlikheid, is wanneer hierdie 2 potte, of 2 prentjies wat ons sien van dien en gee, want dit is 2 areas wat ons uit bestaan in ons roeping, eintlik saamkom in een geïntegreerde vloeiprentjie word. Dis 'n geïntegreerde lewe, waar die 2 nie vir mekaar geskei kan word nie. En al hoe ons dit kan doen, vanoggend gaan ons daar gesels, as ons regtig verstaan wie ons bron is, wat die oorsprong is van hierdie prentjie in ons lewens. So ons gaan oor dit gesels, die 2 potte van vrygewigheid. Die fondasie, nou net het ons gesing het, ek weet nie of jy dit, elke keer as hy song sing, He is my firm foundation. Dit voel so vir my, asof, as ek verstaan wie Christus werklik in my lewe is, die fondasie gebou is solid, en ek staan op dit, of ek enige iets kan bou op hierdie fondasie. Met ander woorde, as ek weet, my fondasie is, Christus is die een wat my voorsien, wat my vergewe, wat my lief is, wat my omgee, wat my as ek al die goed in die fondasie inbou, en ek staan op dit, voel ek kan hiervanaf, kan ek enige iets doen. En dis amper wat Paulus kom met hierdie gemeente, wat hy van praat nou, hy gaan skryf vir hierdie ouens in Korintiërs, nou net voor ons daar lees, wil ek net gou die geskiedenis vertel, so hy skryf vir die ouens in Korintiërs, nou die gemeente in Korintiërs wat ons van lees,
Jy sal sien 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, dis 'n baie groot gemeente. Dit was soos 'n makro gemeente. Dit is soos in alles het daar gebeur. Daar het ministries gekom, die ouens het hulle gawes gewerk, hulle die Heilige Gees verstaan. Daar's 'n klomp goed wat gebeur het in daai een gemeente. En dan was Paulus ook in dit by ander gemeentes. En van hierdie gemeentes was 'n klompie gemeentes in Macedonië, wat klein gemeentes was, wat glad nie so voorstrewend en alles gehaat het wat die ouens in Korintiërs gehad het nie. Maar dan kom skryf hy vir hierdie ouens hierdie brief waar hy vir hulle iets kom sê. Hy sê ouens, daar's iets wat julle moet leer by hierdie ander ouens. En dis waar hierdie gedeelte gaan in 2 Korintiërs 8, waar hy vir hulle kom skryf oor, maar kyk net hoe hierdie ander gemeentes dit gedoen het. En mag dit vir ons 'n prentjie wees van vrygewigheid, want julle het bietjie 'n gemeente geword waar dit gaan net oor julleself. En wat julle het, en wie die mooiste kan sing, en wie die mooiste kan praat, en wie die hardste in tale kan bid. Dis amper waar dit vir julle begin gaan het, maar julle het iets begin mis. En kyk gou net na hierdie ouens. Nou skryf hy hierdie in 2 Korintiërs 8, skryf hy dit, hy sê, broers en susters, ons lig julle in oor die genade van God. So, die gedeelte word ingelei, hy sê, ek wil iets leer oor God se genade. Ander ouens verstaan dit, julle verstaan dit dalk nie so lekker nie. Hy sê, wat die gemeentes in Macedonië ontvang het, al is hulle ook hewig getoets deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly. En hulle het groot armoede, het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. En ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja, dat hulle selfs bo hulle vermoë gewillig was. Met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en die diens aan die gelowiges in Judea. En dit was nie soos ons dit verwag het nie. Eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons, sodat hulle optrede volgens die wil, sodat hulle kan optrede volgens die wil van God. So hier's 'n paar punte wat vir my uitstaan in die gedeelte rondom vrygewigheid en rondom gesindheid en rondom wie hierdie ouens was en wat hulle aangespoor het of gedryf het om, soos hy daar sê, hulle self vir die Here te gee. Nou kom ons praat gou oor dit. So, hierdie gemeente, hulle fondasie is, waarop hulle gestaan het, waarop al hulle gedoen het, hierdie ouens, hulle fondasie was genade. Hulle was gedryf deur genade. Omdat iets gebeur het, het hulle menswees of hulle uitkyk verander en dit het hulle aangespoor om iets te doen. So, daai het ek gesê, die ouens was ryk ouens gewees en die Macedoniërs was armer, maar hulle vrygewigheid was nie, dis nou die ouens van Macedonië, was nie gebore uit skuldgevoelens nie, of oorvloed of verplig. Verstaan jy, hulle het gegee as gevolg van 'n reaksie op God se genade wat hulle van hom ontvang het. Hulle het nie gegee omdat hulle skuldig gevoel het nie. Jy weet, daar het nie 'n ou daar verbygekom en vir hulle vertel, maar julle moet dit en julle moet so, anders gaan die Here, en dan voel hulle skuldig glad nie. Hulle het ook nie bygedra of gegee omdat hulle baie gehad het nie. Hulle was nie so, selfs in die gees, in hulle gawes, was hulle nie so floreerend soos die ouens in Korintiërs nie. Hulle het dit bietjie verstaan, 'n bietjie iets van die Here verstaan, maar uit daai beperktheid het hulle gegee op grond van 'n reaksie van wat God vir hulle gedoen het. Jy sien God se genade, hierdie is die hoofsin daar. God se genade is die fondasie van hulle blydskap, en hulle blydskap was die rede vir hulle vrygewigheid. Dis amper verlede week het ek hieroor gepraat, maar hoor dit mooi. Omdat hulle iets beleef het van God se genade, het dit iets in hulle verander, daar was 'n blydskap. Nou luister, as jy bly is, is dit makliker om deur die lewe te gaan as wat jy. Byvoorbeeld soos vir ons almal, vanoggend jy opgestaan, want die Springbokke het goed gewen. Vir ons is dit 'n makliker dag. Verstaan jy, ons het opgestaan met opgewondenheid, ons is lus vir die dag. Want dit is so, ek bedoel, as iets in jou lewe verander, as iets blydskap bring, as daar 'n oorsaak is, as daar 'n rede is vir jou om bly te wees, dan leef jy anders, jy is anders, jou dag is anders, jy staan by die werk en anders. Kyk maar mooi, as jy 'n happy naweek gehad het, en alles het mooi verloop, maandag stap jy by die kantoor, en dis 'n goeie dag wat voor lê. Weet tog nie wat gaan gebeur nie. Die teenoorgestelde kan wees, as jy deur 'n moeilike tyd gaan en alles, dan is maandag al klaar blou voor en nog aangebreek. Sien, so dit gaan oor hierdie gesindheid, wat hierdie ouens verstaan het. So hulle was selfs bo hulle vrygewig standaard. Maar die groot prentjie is hoekom, en ek dink dis waar die antwoord inkom, is by die ritme. Daar's 'n ritme van gee, daar's 'n ritme van goed wat gebeur. As jy die ritme volg, die een ding volg op die volgende ding, volg op die volgende ding, is die uitkoms van daai saak is eintlik in jou lewe, dit maak dit vir jou makliker, dit maak dit vir jou beter, en daar's 'n blymoedigheid. Soos byvoorbeeld, alles val in ritme, jou hartklop val in ritme, as goed uit ritme uit is, as goed so moet gebeur,
dip, maar dit begin so gebeur. Dan veroorsaak dit bekommernis, veroorsaak frustrasies en al daai goed en so hierdie, ek dink wat Paulus vir ons hoekom sê het, hierdie ouens het binne ritme bygedra tot die koninkryk van God en dit wat het dit maklik gemaak. Hy wil vir hulle sê, maar as jy buite ritme gaan wil bydra, dan raak dit moeilik. Nou kom ek verduidelik dit. So die regte ritme maak vrygewigheid natuurlik. Skryf hy, jy gee makliker met 'n blymoedige, soos ek nou gesê het. As jy 'n bonus kry, nê? Of jy kry 'n baie groot, kom ons sê verhoging of wat ook al die prentjie is, dan is dit baie maklik. Jy kan baie maklik sien. Ons het toe ons in Jeffreys Baai gebly het, ek het altyd gesien. Dan kom die vakansiemense so intoe Desember. Pappa het baie geld gekry, het hard gewerk deur die jaar, hy het sy bonus gekry, hulle is daar. Weet jy, as hulle by die restaurante is, dis nie soos in by die huis, waar hulle sê, ons eet die specials nie. Daar kom hy sê, enigiets op die menu, vat vir jou. As die kinders sê, ek kry vir jou sommer nog 'n Coke, jy weet, want pappa het geld. Daar's blydskap, hy celebrate dit. Hy sê vir sy vrou voor die tyd, hierdie vakansie is daar nie stops nie, ons het bietjie nodig om net te relax en te ontspan en onsself, dis waarvoor ons werk. Ons werk die hele jaar vir hierdie 2 weke. Jy weet, blydskap. En dan is dit asof uit daai oomblik van blydskap, jy kan nou vergeet nou hoekom jy ou bly is, maar die oomblik van blydskap is dit makliker om te gee. So die ritme is, daar moet iets gebeur vir blydskap om in jou lewe plaas te vind en dan is die vrygewigheid eenvoudig. Maar as die ritme nie so werk nie, as daar niks gebeur het nie en jy probeer gee sodat jy kan blydskap ervaar, dan raak dit moeilik. Verstaan jy? Dan raak dit amper 'n taak. Hy skryf hier, hy sê, hierdie ouens, die Macedoniese ritme, skryf, hulle het eers hulle self aan die Here gegee. En toe het hulle self aan ons gegee. Hulle skryf daar, wat ons gelees het is, hulle het amper ons gesmeek of hulle betrokke kan raak by die liefdadigheidswerk. So hulle het gesê, hoekom? Want dis nie dat liefdadigheidswerk lekker is nie. Jy weet, ons lees baie keer ouens word gestraf vir community service. Dis 'n straf. Liefdadigheidswerk is actually 'n straf. Hierdie ouens was so opgewonde want daar het iets gebeur. Wat het gebeur? Dit begin by God. Hulle het hulle self eers vir die Here gegee. Hulle het eers die genade van God ontvang. Iets het in hulle lewe gebeur wat hier binne iets kon verander het en toe sê hulle die uitvloeisel hiervan is ons wil graag betrokke raak iewers. Ons wil by liefdadigheidswerk betrokke raak. Ons wil onsself gee vir julle. Dit sal lekker wees as jy 'n klomp mense het wat by jou werk. As die ouens na jou stap en sê, ons gee al ons tyd vir jou vandag, wat kan ons vir jou doen? Hoe lekker sal dit wees? Ja, oké, kom ons stuur julle 'n bietjie na plekke toe. Nee, dis wat hier gebeur het. Maar hulle het dit gedoen want daar's 'n blydskap, dit het gevolg. Jy sien, ek skryf, as jy dit andersom doen, word vrygewigheid 'n werk of onnodige verpligting. Maar as die ritme reg is, word dit 'n natuurlike uitvloeisel gedryf deur blydskap. So die gedagte, hy sê vir die ouens in Korintiërs, hierdie ouens het nie gegee omdat hulle gevoel het uit dwang uit nie. Hulle het gegee uit blydskap uit. So verstaan die ritme. Eerste die Here, verlede week se preek, en dan uit daar die belewenis van God vloei daar 'n blydskap en vanuit die blydskap uit is 'n natuurlike prentjie. So dit begin by die bron, dit begin by die source. Ek sê hulle het hulle self eers aan die Here oorgegee en toe hulle resources, hulle hulpbronne gegee vir sending. Weet jy wat, hulle het Paulus se sendingreise geld gegee sodat hy dit kon moontlik maak. En dat hy na die ryk ouens toe kon gaan en vir hulle sê, die ouens dra by dat ek nie na julle toe kan kom. Verstaan jy? So hy het lekker, jy kan gaan lees, hy het Korintiërs bietjie, hy het lekker vir hulle gepreek, hy het vir hulle klomp goed gesê wat hulle moes hoor. So wat beteken dit om jouself te gee? Om jouself te gee beteken om alles, jou vaardigheid, jou tyd, jou invloed, jou finansies beskikbaar te stel vir God se koninkryks doeleindes. En dit bring ons by die punt dat jy sê, maar Here, ek kan al hierdie goed van my gee omdat ek afhanklik van U is. Eintlik verklaar ek my afhanklikheid van U as ek hierdie goed gee. Ek verklaar my afhanklikheid nie van my salaris af of van my kennis af of van my vaardighede af nie. So ek gee nie vanuit hierdie bron nie. Ek gee vanuit U wat die hoofbron is vir my oor my lewe. So die oomblik as ek dit doen waar ek sê, onthou nou die ritme is eers myself aan die Here gee en dan vanuit daai posisie kan ek gee vir mense, dan verklaar ek vir mense, maar hoorie, ek kan net vir jou gee omdat ek afhanklik is van God se voorsiening. Daar's geen ander voorsiening nie.
Maar as ek dit andersom doen, as ek dit nie doen van hom as my bron nie, dan gee ek vanuit 'n put of 'n pot wat daar kan op leeg raak. Ja, solank hy jou bron is, solank hy jou bron bly, dan praat ek van God, solank hy my hoofbron is, dan is die inkomste wat ek het, is verseker. Of het, op watter manier dit invloei. Jy sien, ons het baie keer prentjies van hoe ons dalk in ons gedagtes, en kom ons wees gou eerlik hieroor vanoggend, hoe ons in ons gedagtes sien, dat die Here sal voorsien. Ons bid, kom ons sê, jy vertrou die Here vir finansies, kom ons gebruik dit as 'n voorbeeld. Nou bid jy vir finansies, maar nou in jou kop sien jy dalk 'n prentjie van, ja, as ek hierdie aanstelling by die werk kry, dan is daar 'n groter stroom van inkomste, so dit is my prentjie van finansies, van my bron. My bron is die werk. Of miskien daai ryk oom van my, as hy net my wil raak sien weer, bietjie, verstaan, dan is hy die bron. Nou al daai is bronne van inkomstes, nê? Maar dis dalk 'n ompad. Dalk moet ons nie deur die oom werk om by God uit te kom nie, want die een wat eintlik voorsien is God. Want wie voorsien vir die oom? Wie voorsien vir die werk? Wie voorsien? Dis God. En dan partykeer in ons gedagtes wil ons al hierdie ompaadjies, en dan word hierdie ompaadjies ons bron. En ek wil vanoggend sê, dis amper wat hy vir die ouens in Korintiërs wou sê, hy sê, maar God is hier, kyk hoe hy vir hulle voorsien, hy wil net so vir julle voorsien. Gaan direk na jou bron toe, moenie in jou gedagtes 'n manier, 'n ompad kry vir God om te sien. Jy sê, Here, U is die bron, U is my hoofbron. En ek glo dat U gaan voorsien, want jy sien die prentjie van vrygewigheid is, die oomblik wanneer ons begin gee, 'n vrygewige lewe, dit word die brandstof vir transformasie. Dit lei tot meer en meer mense wat bydra. Dit lei tot mense wat begin die bron raak sien. God, die oorspronklike. Weet jy ook in hierdie preek werk, ek dink die gedagte wat my opgekom het was dit, Here, dat ons eerlik sal wees om U te erken as ons bron en nie iets anders nie. Want weet jy hoekom? Die oomblik as ek nie God erken as my bron nie, hoekom raak dit dan moeilik om vanuit my finansies, my salaris of my tyd wat ek het, vir mense 'n bydrae te maak in hulle lewe. Jy sien, maar dan gee ek nie vanuit God as my bron nie. Dan gee ek vanuit my, ek wil amper sê my armoede uit, wil ek gee. En dan raak dit moeilik. Hy sê die ritme moet reg wees. Verstaan eers wie jou bron is. So, kyk gou na die prentjie. Bron, reg van die begin af, Genesis, is daar net een, God het alles gemaak, alles behoort aan hom, is daar net een eienaar. Hy is die eienaar van alles. So as ek sê, wie is my bron, en ek kan sê, God is my bron, want hy is die ultimate bron. Al die ander vertakkings, of soos 'n rivier se sytakke, kom van hierdie hoofstroom af, van God af. Klomp maniere hoe hy kan kies om ons te seën. Maar as ons dit verstaan, as jy vanmôre sê, goed, wie is my bron? My bron is die eienaar van alles, die een wat alles gemaak het, die skepper, reg deur van Genesis af, leer ons om so ken, dan word jy, dit is amper wat is die woord, die Here gee vir jou hierdie posisie van rentmeester, dis 'n posisie wat jy inneem. Rentmeester is nie eienaar nie, verstaan dit baie mooi, rentmeester is nie die eienaar nie. Rentmeester is die een wat die eienaar, so daar is 'n eienaar in my lewe wat alles het, en ek val in daai volgende plek en waar ek gemaklik is om te sê, Here, dis eenvoudig dat ek is 'n rentmeester van die bron af. Nou gee die Here vir jou klomp goed van verskillende maniere af wat na jou toe vloei, maar al daai goed is nie, dit word nie die bronne nie. Dit is maar net die manier hoe die bron voorsien, né? Dis die manier van voorsiening. Nou vat ek al hierdie goed en sê dankie Here, en dan as ek 'n rentmeester is, die prentjie van 'n goeie rentmeester is, hoe bestuur ek alles wat die Here gee, né? Die bron gee 'n klomp goed. Hoe bestuur ek dit? As ek hierdie goed reg bestuur, die uitvloeisel van as dit reg bestuur word, is God word daardeur verheerlik. Iemand kom op 'n punt waar hy sê, dankie Here, en jy was al daar. Weet jy wat, miskien het jy die eendag daar gesit, en jy het dalk nodig gehad dat iemand net vir jou bid. Iemand moet net sy tyd vir jou gee. Iemand moet net sy geloof met jou kom deel. En die oomblik, as iemand vir jou bid en sy hand op jou skouer sit, die eerste gedagte wat deur jou vloei is, dankie Here.
Verstaan, sien jy die verheerliking na God toe? Miskien was jy die ou wat finansies nodig gehad, jy was dalk in die knyp. Miskien het jy gesê ek het Here, ons in hierdie maand gaan ons nie maak nie. Ons het 'n bo-menslike manier dat U ons moet kom seën nodig. En iemand het dalk vir jou geld gegee of op 'n manier of die werk het vir jou ekstra geld inbetaal of iemand, 'n vriend of 'n familielid. Die eerste gedagte wat hierdie gaan is dankie Here. Want jy sien, as iemand wat 'n rentmeester is, die hulpbronne reg bestuur, is die uitvloeisel daarvan verheerliking na God toe. En verheerliking van God kom terug na die bron toe, wat meer en meer mense in staat stel om te ontvang en te beleef en te besef, want meer en meer ouens in die verheerliking ontdek dat dit God is. Dankie Here, U is my bron. Ek weet nie of ek dit duidelik genoeg maak nie. Ek dink in die verheerliking is dit nie dankie Kobus of Pieter of Gerard of Annie nie. Dis dankie Here. Sien, die mens word nie verheerlik nie, maar God word verheerlik. En in die verheerliking van God is die ontdekking dat hy die oorspronklike ware bron is. En die oomblik as ek dit besef, dan besef ek maar alles wat hy vir my gee, is maar net vir my om te gebruik om eintlik sy naam te verheerlik. So Here, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons die resources wat U my gee terugstoot dat U verheerlik word en dat meer en meer mense. Dis 'n Bybelse beginsel van, ek dink julle het al gehoor ouens praat van dit rym nou so mooi in Engels, an attitude of gratitude, nee. Dis daai my hele lewe word, dis wie ek is. Ek word iemand wat in dankbaarheid en met dankbaarheid leef. Ek wil gou net vat na 'n paar van die verse toe as jy praat van die bron Filippense 4 wat sê en my God, die vers begin by God, my God, hoor dit mooi. Dit is die hoofbron en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Die bron, dit word gekoppel in Filippense van die bron is God. Nie my gemeente of my familie of my werk. Hy sê maar my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien. Here, U is die bron vir my lewe. En NIV sê net hierdie vir my mooi, hy sê, each of you should use whatever gift you have, en hy praat hier rondom gawes, ook 'n manier wat die Here vir jou gee, voorsien, waar deur verheerliking kan kom. Hy sê, gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Dankie Here dat U voorsien, nie net in my fisiese behoeftes nie, maar my geestelike behoeftes voorsien nie genoeg, dat ek dit kan vat en kan teruggee vir mense, om U te ontdek, en dan natuurlik die prentjie van 'n rentmeester bestuur, die klein goedjies, nê. Die Here vir ons wil kom sê, as julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. As jy selfs in klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie, en as julle onbetroubaar is met wêreldse rykdom, wie sal onbetroubaar is met wêreldse rykdom, wie sal julle vertrou met die werklike rykdom van die hemel, die gedagte van om te bestuur, om te sê, Here, U vertrou hierdie goed aan my. Hoe bestuur ek dit sodat mense U kan verheerlik? En dis natuurlik die laaste een in daai sirkel, is dan verheerlik. Weer terug by die gemeente in Korintiërs. In elke opsig sal julle ryk gemaak word om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Hoor nou mooi, deur ons toedoen bring julle vrygewigheid mee wat? Dat God gedank word. Die doel van die God se voorsiening is dat mense hom ontdek as hulle voorsienaar. En ons speel 'n rol. En dit is amazing dat die Here ons wil gebruik en dat ons gaan gebruik. Ek wil hiermee afsluit. Here, dit is U heerlikheid, dit wat in ons plaas, nê, word ons lewensverhaal, dit word ons storie, dit word ons hoe ons leef voor ander. En mag dit wees dat jy dit sal besef, as jy sê, Here, maar dankie vir dit wat U aan my toe vertrou, sodat ek dit kan gee vir ander mense. Ons gaan vanoggend die nagmaal bedien en jy gaan sien, as jy nou daar gaan staan met die nagmaal wat voorstel ons nou Jesus, wat sy alles kom gee het. Jesus het nie net weet 'n gedeelte van hom, hy het sy lewe, inteendeel,
Nou die dag praat ek en Lisel so oor, om te dink, Jesus het nooit op aarde op 'n plek gekom dat hy nou weer in ere herstel was nie. Verstaan, ons is amper altyd so, ons gaan nou net deur 'n moeilike tyd, maar ons sal die deurkom deur God se genade, en ons sal weer opstaan, en ons sal ons afstof, en ons sal goed lyk. Maar Jesus het actually op die aarde gesterf, aan 'n kruis, 'n vervloeking geword. Hy het sy eer gekry, toe hy van die aarde af weggeneem word. Toe word hy verheerlik. En hy het 'n posisie ingeneem, en hy sit aan die regterhand van die Vader, hy regeer. Maar sy prentjie op aarde waar ons is, het hy sy alles gegee, hy het net gegee. Sodat jy vandag hier kan sit en sê, Here, ek ontvang, alles wat u instoor het, ontvang ek, sodat ek kan gee. So as jy vanoggend by die nagmaaltafel gaan stil staan, vat daai broodjie en besef, maar dit is eintlik fisies wat Jesus sy alles kom gee het vir jou. Sodat ons hierdie kanale kan word, waar mense God kan verheerlik deur sy goedheid wat deur ons vloei. Jy is in staat om God se goedheid na mense toe of dat God se goedheid deur jou na mense toe vloei, om hulle lewens te verander. Ek gaan vir ons bid, en dan kan jy self kom help. Hier's 3 tafels, 2 punte by elke tafel wat jy aan kan aansluit. Kom ons bid. Here, dankie dat ons vanmôre net besef opnuut, Here, U is ons bron. En omdat U ons bron is daar 'n blydskap in ons hart. En die blydskap bring ons op 'n punt dat ons vrygewig wil wees met alles wat U in ons plaas. En dit begin, Here, vir ons by die kruis. Jesus, toe U Uself gegee het, toe U Uself geoffer het, toe U Uself aan die kruis, toe U gesterf het, Here. Sodat uit daardie kruis se gebeurtenis, die opstanding wat plaasvind, die verheerliking van Christus, ons ewig kan leef, en ons ewig die blydskap van God kan beleef, en ons kan verstaan, maar daar is 'n voorsiener wat groter is as die nou in ons prentjie, maar wat ewig leef, en ewig bly staan, en ewig regeer. En Here, as ons vanoggend by hierdie tafel kom stil staan, is my gebed, Here, dat U wat alles gegee het, iets binne ons kom verander. 'n Blydskap. En dat ons met blymoedigheid kan teruggee. In Jesus naam. Here, seën hierdie tafel en elke persoon wat dit gebruik. Dankie, Here. Amen. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you, and I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, Baie welkom by Tree. TREE staan vir Transforming the Educational Environment en ons fokus op transformasie op 4 verskillende vlakke. Ons werk saam met die kinders, die onderwysers, die ouers en natuurlik die skoolhoofde. En ons missie is om 'n strategie te ontwikkel vir al die skole waar ons betrokke is om 'n gesonde omgewing te skep vir die volgende generasie. En ons kry dit reg om op 3 areas te fokus. Eerste, 'n gesonde geestelikheid, tweedens, 'n gesonde gemeenskap en laastens, 'n gesonde leierskap. Ons Tree-span bestaan uit 6 jeugwerkers en 2 vrywilligers. Maar wat is dit wat ons doen in skole waar ons betrokke is? Hier is 'n lys van goed. Ons as Tree is betrokke by worshipgeleenthede, gebed vir skoolhoofde, leierskapontwikkelingsprosesse en gebedgroepies vir mammas en pappas. Ons het ook hierdie jaar die geleentheid gehad om 'n skool by te staan tydens die verlies van 'n student waar ons met hulle grief counselling kon doen, waar ons die hoof kon ondersteun, die personeel en ook die betrokke graad. Ons doen ook onderwys, beleggings en dan spandeer ons tyd saam met die kinders tydens pouse. En hierdie is maar net 'n kort lys van alles wat ons doen by skole. Weekliks bedien ons 400 leerders by 4 skole: Hoërskool Brackenfell, Hoërskool Bellville, Jean Louw en Hebron. Elke tweede week is ons by 2 skole, DF Malan en Tosius waar ons 100 kinders bedien. Ons word ook benader deur skole waarby ons nie weekliks betrokke is nie om saalopeninge te doen. Sonder elkeen van julle is Tree nie moontlik nie. Baie dankie vir julle bydrae tot ons bediening. Julle bydrae sluit in gebede, word of mouth in die skole waarin julle is en ook finansies in. So ons het julle hulp nodig. Vir 2026 wil ons baie graag vir Tree 'n splinternuwe klankstelsel aankoop. Hierdie nuwe klankstelsel gaan ons aanbiddingskwaliteit na 'n volgende vlak neem. Ons is baie opgewonde. Hierdie stelsel sluit in speakers, mics, kabels en kratte vir maklike vervoer. As jy graag wil dien as 'n vrywilliger in die skole waar ons reeds betrokke is of selfs finansiëel wil bydra, kontak my gerus. Ons kan ook 'n artikel 18A vir jou uitreik. 1 2 3